Ons is besig met 'n bietjie te kyk na ons het geraak in die eindtyd. Net 'n paar goed ook, die hele verskil tussen die pad wat Here met Israel loop en die pad wat hy met die kerk loop. En baie belangrik om dit te verstaan, anders raak ons deur mekaar en 'n ruk later het ons 'n klomp goed wat ons probeer doen oor ons dink. Dit sal vir ons ons ewigheid gee of ons help om beter te doen. So deel van wat ek ook vanoggend gaan doen is om bietjie te kyk, breër kyk na die geestelike wêreld rondom ons. En dit is belangrik om te verstaan dat as ons kyk na ons lese wat sê of ons visie, ken God, leef kragtig, die verskil wat dit gaan maak, ook in jou lewe. So ek wil jou uitdaag om vanoggend bietjie saam met te hardloop. Ek gaan 'n klomp goed sê, wat ek nie voor skrifte gaan aanhaal nie, anders gaan ek jou hier tot môreoggend. So dan is ons besig met 'n marathon, maar ek wil graag hê vanoggend dat jy sal weet, daar's 'n massiewe geestelike wêreld wat rondom ons aan die gebeur is. En dit is nodig om dan ook te kan weet waar pas ons in dit in. En die tema vanoggend is die nuwe era. En die gaan so deur die proses agterkom van wat ons besig is om te doen, waarby ons gaan uitkom. Eerste belangrike ding, ek wil graag begin by Jesaja 14. Hy sê, hoe het jy die hemel geval, blinkster, seun van die môre? Jy is op die aarde neergegooi, jy wat nasies van die wêreld verpletter het. Jy het mos ook vir jouself gesê, ek sal na die hemel toe opklim en my troon by God se sterre neersit. Ek sal regeer op die Godeberg ver in die noorde. Ek sal opklim tot die hoogste hemele, soos die allerhoogste sal ek word, maar in plaas daarvan sal jy in die doderyk beland, in sy diepste deel. En hierdie is 'n profesie rondom die vernietiging van Babylon. En hier word gepraat van 'n persoon, en as jy nou mooi gaan kyk daarna, die hele stukkie, ek het net 'n stukkie uitgehaal, eers word daar geprofeteer oor die koning van Babylon, en skielik kom hier 'n stuk in van Lucifer. En 'n baie belangrike beginsel vir oggend is wat ek graag wil deel met jou ook, is dat wanneer ons na die geestelike wêreld kyk, kan jy so een word met die gees waarmee jy saamloop, dat die identiteit verwarring kan plaasvind. Aan die ander woorde, ons is in totale eenheid. Baie interessant toe Daniël met Belsasar praat, en eers was Nebukadneser die koning van die Galdeërs van Babylon. 3 geslagte later is Belsasar besig om die gode van ysterhout en koper dan nou te prys, toe hulle die tempel se skatte wat Nebukadneser saamgebring het, gebruik het om dan nou uit te drink, hulle wyn te drink, en skielik kom die hand, en hy skryf daar so, tekel, wat is hy, jy is geweeg en te lig bevind. Ek wil hê vandag dat jy vir jouself hierdie sal uitmaak, is dat Belsasar was 'n so 'n eenheid met hierdie God wat hy aanbid het, Lucifer, wat besig was om te gebruik om die wêreld te beheer. Onder hom in Babylon, die 180 tempels van afgode wat daar is, so jy kon besluit watter God jy wil aanbid, en wat by jy is. As jy lus is vir Bacchus, ga jy na Bacchus toe, as jy lus vir dit, ga jy na ander toe met ander. Daar's 'n klomp verskillende tempels om gode in die hemelruim te kan eer. So hierdie ons moet seker maak, hulle mis nie 'n God wat vir hulle tot voordeel kan wees, op baie keer uit vrees uit om te maak dat die God nie kwaad is vir my of my skade aandoen nie. So ek wil vanoggend 'n belangrike ding eers mee begin by uit daai stukkie sien ons dat Lucifer het homself probeer verhef bo God se troon. En presies wanneer dit gebeur het, weet ons nie. Ons weet daarna as die aarde herskep, Adam en Eva was hier, en Adam en Eva, hoe lank hulle in die tuin was, weet ons nie. Kan 1 miljoen jaar wees, kan 10 miljoen jaar wees. Geen idee van hoe lank hulle in die tuin gebly het nie. Op 'n dag word Eva ooreed deur die slang om te sê, luister, daar's 'n beter weg, of skynbaar 'n beter weg. En ons sit daar vandag met die gevolge daarvan. En wat gebeur het is, met die val van Lucifer, ek gaan nou hierso, ek wil amper sê, God se koninkryk teken, net as 'n sirkel. En wat gebeur het is, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is dan nou 'n beheer en bestuur van hierdie koninkryk. En dis 'n koninkryk nie net wat mense behels nie, dis 'n heelal koninkryk. En wat gebeur het, skielik breek Lucifer en sy groep weg.
En ons sien hierso, 'n deel van die koninkryk gaan weg. Lucifer stig sy eie koninkryk met 'n klomp gode, want as die Bybel praat ook van Lucifer as the prince of the power of the air. Hy's 'n prins. Dan hy's 'n god. Wat ook gaan gebeur het ook is dat nou begin hierdie klomp demoniese prinse begin om godsdienste te begin wat hulle eie koninkryk wil vestig. En daarom kry ons vandag baie verskillende godsdienste, elkeen met sy eie sogenaamde reddingspatroontjie. En ek wil net dis wat in die geesteswêreld gebeur. Daar's God die Vader, Seun, Heilige Gees. God is sy koninkryk wat vandag nog heers, waarvan ons deel is, waar ek dankbaar voor is. Ek wil vanoggend 'n bietjie deel rondom, in die Bybel lees ons van afgoderry en ons lees in Eksodus 20 waar die Here duidelik vir Israel sê, moenie ander gode in my teenwoordigheid inbring nie. En daai wat lees 'n mens besef nie, wat hy daarso sê is, daar's ander demoniese gode wat aanbid kan word, wat hulle eie stelsel gebou het. As baie vinnig kyk na Hindoeïsme, Vishnu en Krishna is die twee hoof gode, dan deel van dit. Onder hulle het hulle net 33 miljoen ander gode wat hulle bestuur. En wat gebeur is, oor 1 biljoen mense word vasgevang in hierdie stelsel. Die stelsel werk eenvoudig. Ons praat van karma en ons praat van reïnkarnasie. Karma sê dat jou sondes kan nie vergewe word nie, jy moet ongelukkig dit uitwerk. So dit beteken, as jy in hierdie lewe nou stout was, alright, dan moet jy terugkom volgende keer, jy word gereïnkarneer en dan moet jy sondes uitwerk. So jy moet ten minste 12 keer moet jy deur hierdie suiweringsproses gaan om 'n ascended master te word. Dat beteken dat jy kan wees soos Vishnu en Krishna en alle gode, jy kan ook 'n god word. So nou is dit ouens met die ding van, jy moet nou volgende keer kom jy terug as 'n bedelaar, afhangende van die version van die 52 Vedas wat jy na kyk, jy kan terugkom as 'n muskiet of 'n muur of 'n donkie of wat ook al, of 'n bees. Wat dan gebeur is dat jy daai lewe dan geleef, dat as jy nou dood is, dan is dit jou beurt om 'n volgende fase in te gaan, sodat jy die lewe kan uitwerk om perfek te word, sodat jy dan nou een of ander ascended master kan wees. Daar's geen verlossing, geen hoop nie, net 'n siklus wat jy oor moet doen. Okay, dis in 'n netedop 'n klomp goed saamgevat van 33 miljoen gode met verskillende variasies. Maar dis die beginsel. Alright, dan is daar Allah. Allah was 'n demoniese prins en hy is die god van Islam. Hulle het ook hulle eie reddingsmanier, met ander woorde, hy het sy filosofie gevat en op mense begine implementeer. Ons gaan net daarby kom. En wat gebeur het is dat, hoe werk hulle? Het 6 pilare. En alles wat hulle doen is, jou gebede is belangrik. Daar is 'n plek waar jy moet presteer, jy moet, en dan sê hulle ook, jy kan nie eintlik seker wees jy is gered nie, jy is uitgelewer aan die genade van Allah. Hy sal besluit of jy gered is of nie, afhangende van hoe jy nou gedoen het. Dan sê hulle ook, niemand van hulle gaan verlore nie, maar jy gaan deur die vagevuur, amper die Romeinse kerk se ding van, as hulle het ook 'n sekere naam wat hulle noem, jy gaan eers deur die proses van skoonmaak, voor jy in die hemel toegelaat word. En natuurlik al die teorieë wat daarmee saamgaan van, as jy nou 'n selfbommer is, kry jy jou 70 maagde sommer gou-gou, jy verstaan, as jy opgeblaas is, dan is jy in die hemel met 70 dames, hulle hou van harems, al die tipe goed. So met andere, alles is gebou deur 'n sekere demoon, wat 'n sekere godsdiens vestig. En daar's die rede ek vanoggend dit wil deel, daar's 'n beginsel agter dit ook, dat wanneer ons kyk na wat in die wêreld besig is om te gebeur, wat daar 'n mens wat 'n keuse gemaak het om te sê, ek werk saam met hierdie principality. Dit gebeur nie sommer net nie. So Mohammed het 'n keuse gemaak in sy rebellie om te sê, ek sal saam met hierdie onreine gees werk, en hy skep 'n hele godsdiens. Selfs met Boeddha, Gautama Boeddha, ek meen, ons kry in boeddhisme in Japan, ek meen, gebaseer op meditasie, balans tussen lig en duisternis, hele klomp nonsens wat moontlik maak, as jy perfek reg kry, dan kan jy nou hemel toe gaan. En baie interessant genoeg, ek lees eendag 'n storie en hierdie priester, of hierdie, hy's in 'n klooster van een van die monnike van boeddhisme, nou daar het hulle sulke windwiele, nou die wiele moet heeltyd draai, dat die geeste nou hulle liedjies kan sing. So as die wind nie waai nie, moet hierdie monnike dan hierdie wiel draai, so dat die goed kan gebeur. En hierdie ou staan daar eendag, en hy besig was om hierdie wiel te draai, skielik maak die hulle gees vir hom die doodryk oop. En hy sien Gautama Boeddha wat baie swaar kry. Was verskriklik ontsteld. En dat hy sê, Boeddha wat net eenvoudig in kettings vas is, hy kry swaar, en ek weet, hy is so geskok oor die een wat hulle aanbid, wat nou hulle Here is, het nergens heen gegaan nie.
En Jesus verskyn aan hom, en in daai klooster kom hy tot bekering. Hy het geen kennis gehad van die Bybel nie, tog het God hom gaan uithaal, besoek en sê, hierdie ou se hart was oop, wat hy ook al gebid het, wat hy ook al gesê het, Here, daar moet meer wees, jy verstaan het, God ingegryp, en hy kon sien, dat die godsdienst waarin hy vasgevang was, is nie die moeite werd nie. Nodeloos om te sê, hy was vervolg, hy is uitgegooi, die klooster uit, maar hy is gered, hy is in die hemel. So ek wil vandag dat jy sal besef, al die godsdienste het 'n sekere stel rituele wat hulle daar stel sodat hulle mense kan besig hou met nonsens. Hoor jy my hart? Ander woorde, as jy genoeg mediteer, as jy genoeg dit, as jy genoeg dat, dan kan jy iewers kom. En wat hulle probeer doen is, as jy kan kyk in Indië, al die gurus, wat doen hulle? Hulle probeer so mediteer om so in eenheid te kom met hierdie demoniese gees, dat wat ons gelees het in daai skrifgedeelte, waar daar eintlik 'n identiteitsverwarring is van ek lyk soos my God. En ek wil hê dat jy vanoggend hierdie ding sal verstaan, is dat daar soveel ander godsdienste en okkultiese goed wat heeltyd besig is om in te beweeg in ons samelewing in. Met andere, in ons is nie meer net geïsoleerd, ons is blootgestel aan 'n klomp goed. Selfs met satanisme en 'n klomp ander goed ook. Hulle aanbid Lucifer as die een wat die verloste die redder is. En as jy nou stout genoeg is en lelik genoeg is en soveel genoeg nons aangevang het en al die demone toegelaat het, word jy moontlik deel van sy hiërargie. Praat nie vir redding nie. Verstaan, hulle weet hulle gaan hel toe. En wat ek nou jou uitdaag vanoggend is, Jesus sê in Johannes 13, hy sê ek en die Vader is een. Hy sê Vader, ek bid dat hierdie mense van my een sal wees met ons en met mekaar soos ons een is. So waar die duiwel geleer in terme van eenheid. Wat is Jesus begeerte is dat ons so in een sal wees met Jesus, dat die identiteite nie meer kan verskil nie. Ek wil jou daai les gee vanoggend. Ek nog bid en die Here vra, Here, hoekom begin ons hier? Ons moet verstaan, daar's in die wêreld 'n kompetisie rondom mense. Een maak 'n keuse en daai keuse skep 'n godsdiens. En na die godsdienst word mense beïnvloed en hulle maak 'n keuse sê, ons wil deel wees hiervan, sonder te besef wat die ewige toekoms is wat hulle mis. So word geslagte vasgevang. Deur eeue heen word mense vasgevang en word herhaal. Ons sien Jerobeam die seun van Nebat, baie interessante geval in die Bybel. As jy gaan lees, ek meen Salomo se koninkryk word in twee geskeur en hy kry die ander deel. Die profeet het gesê sal gebeur. En hy raak vreesbevange, hy sê nou maar net, as my mense Jerusalem toe gaan hulle terug soontoe. En hy stig vir homself sy eie godsdiens. Dan lees ons hoeveel geslagte daarna mense beïnvloed is en vasgevang is in die afgoderry van die seun van Nebat, Jerobeam. So met ander woorde, wat jy doen, bepaal hoe jou toekoms lyk. Bepaal hoe jou kinders se toekoms lyk. Bepaal hoe jou kinders se kinders toekoms lyk. So met ander woorde, ek wil hê vanoggend dat jy sal besef dat soos waar jy 'n eenheid vorm, bepaal hoe jou kinders lyk, waarin jy vasgevang is of nie vasgevang is nie. En belangrik om daarin te verstaan vanoggend is dat dis hoekom ons dien God van vryheid. En God die Vader nog nooit verloor nie. Hierdie ouens is uitgegooi, hulle probeer hulle bes nou. Hoekom die stelsel lyk soos hulle, kan ek nie vir jou sê nie. Al wat ek weet is dat ons sien al hierdie prinse wat probeer om mense vas te vang, probeer om mag te kry, probeer om heerskappy te kry, en vanuit 'n geestelike dimensie, vanuit die perspektief van die hemel, is hulle besig om te probeer kyk, kan hulle God wen. En nog steeds as jy luister na die ouens in satanisme, hulle glo met die slag van Armageddon sal Lucifer Jesus klop. Ek het slegte nuus vir hulle. Die Bybel vertel ons klaar wat gaan gebeur. En is nodig om net daarin te verstaan. Ek wil graag hê dat jy sal weet. So hier is 'n klomp mense wat betrokke is by hierdie verskillende godsdienste. En almal van hulle dink en hoop dat wat hulle doen, gaan hulle by die hemel uitbring. Nou gaan die vyand nog verder. En hy vat ons Christen omgewing. Hy sê, goed, kom ons stig Jehovah getuies. Jesus is nie die redder nie, hy was net 'n goeie mens, hy is net 'n profeet, hy is net Jahweh, en daar's geen redding, behalwe as jy moontlik goed genoeg gewerk het nie. So onmiddellik word redding weer weggevat. Wat is jou kultiese beginsel? Wat sien ons in Islam? As jou werkies reg is, staan die moontlike kans. Wat sê die Jehovah getuies? Wel, jy gaan sterf, jy verstaan, en God Jehovah gaan jou opwek, as hy besluit jy was goed genoeg, om deel te wees van die 144.000, wat daarmee saamgaan. Hoor ek sê met ander, presies dieselfde beginsel, werk hierso. Wat kry ons by Mormone? Dieselfde beginsel.
Met ander woorde, wat gebeur is, die vyand kom en 'n principality stig iets. En daar's nou, Joseph Smith sê maar, Jesus en een van sy vrouens kom aarde toe en herbevolk die wêreld. En as 'n klomp plek van redding kan nie eintlik kom, behalwe as jy goeie werke doen nie. Waar kom dit vandaan? Dieselfde geestelike beginsel as wat jy kry in Hindoeïsme. So gaan ons terug na deesdae, die mode deesdae om terug te gaan na Joodse aktiwiteite toe. Baie interessant. As jy bietjie gaan kyk na wat stel dit voor, jou werke sal jy die hemel kry, nie Jesus Christus nie. So as jy terugbeweeg na 'n klomp Joodse tradisies wat Jesus klaar gesê het, ek het die wet vervul, dis afgehandel, beteken jy is besig om jou tyd te mors met iets wat klaar dood is. En dit is belangrik om waarlik te verstaan, waar kom dit vandaan? Wie stimuleer hierdie, ek wil amper sê, Jewish Roots Movement? Dis nie die Here nie. Sê daar's 'n God wat sê ons moet dit aan die lewe hou. Mense vas te vang, gevange te hou, sodat hulle nie in vryheid kan leef nie. En wat interessant is, ouens wat betrokke raak by dit, al meer skuif Jesus aan die kant toe. Ja, nie ons gered, ons glo in Jesus, maar die wet is die senter, ons moet die wet hou. Waar kom ons uit? Weer eens performance. Wat is dit anders as Hindoeïsme, anders as Islam? Selfe beginsel van werke wat jy hopelik by die hemel sal uitkry. So ek wil hê vandag dat jy daarin self sal vasmaak, daar's 'n lewensbeginsel wat ons by gaan uitkom vanoggend, wat ek graag wil hê jy sal weet, hoekom staan ons wat ons staan? Hoekom sal ek my lewe gee vir wat ek glo? Ander gee dit vir sy, hy hoop hy word gereïnkarneer, hy hoop hy kry sy 70 maagde as hy nou in die hemel geskiet word. Ek weet nie die vrouens kry nie, dink nie, hulle kry veel in die hemel nie, in die Islam hemel nie. So wat ek wil sê vandag is dat daar's 'n plek wat jy moet weet, wat ons glo maak 'n verskil. En in die proses van jare se bediening kom ek uit by 'n plek waar ou bedien ouens in Hindoeïsme. Jy bedien ouens wat kom met Boeddhisme uit. Jy bedien ouens op ander areas. En jy sien hoe daai demoniese gees vlug en Jesus daai persoon wedergeboorte gee, lewe gee, hoop gee, vryheid bring. Jy sien daai persoon getransformeer uitstap uit daai kantoor uit en sê, "Wow, ek is vry. Ek het nie daai druk op my nie." Dan sê hy, "Yes, ek is nog steeds aan die regte kant." Alright, so ek skam aan die regte kant, met die regte span. Ek speel rugby, ek het rugby gespeel. Nou is ek oud, ek kan nie meer nie, ek kyk nou net. So ek wil hê vanoggend dat jy daarin vir jouself sal vasmaak, dat daar's 'n plek wat ons moet verstaan, dat al hierdie wêreldgodsdienste het prinsipe wat dit stimuleer en beheer. En wanneer ons dan kyk na al die filosofie, en baie keer om mense gaan kyk, en sê, maar ek lees nou maar hierdie boek, en ek dink, ek kan 'n bietjie so mediteer, en myself so verbeter. Al wat jy doen is, jy mors jou tyd, om jouself in te trek in 'n plek, van 'n negatiewe geestelike dimensie. Hoe meer jy met Jesus identifiseer, hoe kragtiger is jou lewe. Dis hoekom ons sê, ken God en leef kragtig. Baie belangrik. En ons wil begin by eerste ding, en dit is, ons gaan na Lukas toe. Jesus het ook brood geneem, 'n dankgebed uitgespreek, het dit in stukke gebreek en vir hulle gegee, terwyl hy sê, dis my liggaam wat ter wille van julle gegee word. Gebruik dit ter herinnering aan my. Hy het dieselfde gedoen met die beker na die ete en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, bevestig deur my bloed, wat ter wille van julle uitgegiet word. Ek wil vanoggend 'n stelling maak, dat die kruis is die einde van 'n era. Toe Jesus aan die kruis sê, hy sê, dit is volbring, was dit 'n hele era wat hy afsluit net daarso en sê, dit stop hier. En dat het nie net gegaan oor die wet nie. Dit het nie net gegaan oor om die wet te vervul nie. Het gegaan oor die hele geestelike dimensie waar arme fout gemaak het en hier 'n koninkryke gevestig is, wat probeer om heerskappy te bring. Daar's 'n hofsaak in die hemel gewees, wat God die Vader gesê het, ek oordeel my seun, hy betaal die prys. 'n Mens het fout gemaak, 'n mens word geoordeel en die prys is betaal, sodat elkeen wat in Jesus glo, vryheid kan kry. Nie gebind te kan word deur 'n klomp goed nie. En Jesus sê, voor die tyd, as ek sê, die duiwel gaan 'n verloorder bly, Jesus sê klaar daarso, dis wat gaan gebeur, en dit doen hy, wat hy gedoen het, wat hy gesê het sal gebeur. So, hy het sy liggaam gegee, sy bloed is gestort. Dis die einde van 'n era, die einde van sonde, alright? So ek wil hê dat jy hierdie ding vir jouself baie belangrik moet vasmaak. Ek wil eers daai in 'n stukkie stop. Wanneer ons kom by die einde van 'n era, wanneer jy Jesus ontvang as jou verlosser en saligmaker, is dit die einde van sonde wat jou vashou.
Ek wil net daarop vir jouself vasmaak. Dit is die einde van, dat jy geen oplossings het vir jou siekte en jou moeilikheid nie. As 'n plek wat jy sê, daar is 'n eindpunt. Toe Jesus sê, dit is volbring, het hy gesê, ek het die mag van die bose verbreek. Ons gaan weer daarby kom. En een wat belangrik is, dat ons harte daarin vasmaak vanoggend. Wat baie keer gebeur is, dat omdat ons in 'n sekere sin 'n gedeelte van die geskiedenis gehad het, gedeelte van die kennis, maak dit dat ons halfhartig glo. En baie keer is daar 'n maar by, sonder jy besef in die binnekant. So wanneer jy so identifiseer met Jesus, dat ons nie meer kan onderskei tussen Jesus en jou nie, is daai eenheid, is wat God soek met ons. En dan is jy hierdie kragtige individu, wat hy sê, my gees vloei deur jou, dinge gebeur saam met jou. Kan jy vanoggend dan vir jouself hierdie ding neem, dat daar's die kruis, bring jou by 'n eindpunt van 'n ou era. Oomblik as jou hart vir die Here gee, beteken dit, die ou era is afgehandel. Sy bloed was jou sondes weg. Sy werk in die kruis maak dat die oomblik as jy ontvang as verlosser en saligmaker, verbreek dit. Hoor my mooi, verbreek dit die houvas van die vyand oor jou, en jy kan uitstap, begin om te lewe in 'n nuwe era. En dis dit wat jy in die hart moet vasmaak. Wat baie keer gebeur is, ons raak vas by soveel goed wat ons vashou. En daar's geestelike groei, daar's 'n plek wat 'n mens geestelike tree moet gee, daar's 'n plek wat jou verlossing toegepas moet word in verskillende areas van jou lewe. Maar die kernbeginsel is, jy is losgekoop. Jy het Jesus se eiendom geword. Okay? Daar ding is 'n sleutel wat ek graag vir julle moet vasmaak. Ek kan nie al die skrifte vir jou noem nie. En nou sê die skrif, maar nou het Jesus Christus 'n bediening verkry wat soveel uitnemender is as wat hy 'n middelaar is van 'n voortreffeliker verbond. Verbond wat voortreffeliker is omdat dit op voortreffeliker beloftes rus. Ek wil daar mooi luister. Hierdie ding is baie belangrik. Die hele stuk van Hebreërs 8 gaan daaroor, daar is die ou verbond met die wet en al die goed daarmee saamgaan, die voortdurende offers, die priester moet jaar na jaar ingaan. As hy doodgaan, is volgende nou sy beurt. Jesus kom as 'n finale priester. En hy kom en hy sê, as my offer is finaal, met ander woorde, nooit weer 'n offer nodig na dit nie. Dis afgehandel. Die goeie nuus wat hy dan sê is, hy is die middelaar van 'n voortreffeliker verbond, beter as die oue. Wat Jesus sê, my bloed vir die Nuwe Testament, 'n nuwe verbond. Kyk, ek wil even daai twee vir my saamtrek. En hy sê, as die eerste verbond perfek gewerk het, sou daar geen behoefte aan 'n tweede een gewees het nie. Tog het Jesus gesê, ek bring perfekte verbond. Eerste fase was, hy het Abraham geroep, daar's 'n pad wat die Jode geloop het, en Israel geloop het tot op met Jesus Christus, waar dit eksklusief was vir hierdie uitverkore volk. Toe die kruis kom, en Jesus sê, dis gebreek, sê hy, dis oop vir almal. Ander, elkeen kan met vrymoedigheid kom. In die vorige bedeling moes jy die Joodse geloof aanneem, jy moes jou offers bring, omdat enigiemand kon dit doen, met ander enige ou kon 'n Jood word in daai tyd, en deel van die Joodse godsdienst word. Nou is dit skielik ook vir almal, dit sê vir elkeen wat glo. Dis 'n begin van 'n nuwe era. En ek wil graag vanoggend jy moet gaan sit vir jouself vra, waar is jy nog besig om te leef vanuit die vorige era in jou lewe? Waar sukkel jy met sonde? Waar sukkel jy met jouself? Waar sukkel jy om nie te aanvaar wat Jesus gedoen het, volle verlossing gebring nie? Dan is jy besig om die ou dinge weer rond te krap. Is jy reg daarmee? Ek wil net dink 'n bietjie daaroor. Ek wil hom prakties van toepassing maak om te sê dat ons wil nie deel wees van ou era nie. Ek weet nie vir jou nie, ek hou van 'n nuwe kar. Selfs die dames ook. Ek sien my vrou 'n nuwe karretjie dat klim, jy verstaan nie. Baie keer, ek gaan 'n spot met die ingenieurs en mechanics. Ek kom self uit die era uit. Ons hou van sukkel. Ons wil hierdie ding reg maak, oor hy reg maakbaar is. Ons wil hom herontwerp, waar ons iets nog kan maak. En baie keer sukkel ons om te los. Ek kry ou kar persent, jare terug by iemand, en hy staan daar, nee, ek sal nog eendag by hom uitkom, want die program is besig man, ding hardloop, 5 jaar later, gee ek hom maar weg, want ek besef, ek gaan nie by hierdie kar uitkom nie,
Ek het die drome gehad, ek wil sy top afsny en die engine word oorgedoen, jy weet hierdie wat jy wil doen, 'n pype insit en al die goed, en ek moes nou sê, maar hierdie ou ding gaan my nergens heen vat nie. Kry maar vir jou ander kar. En ek het vanoggend dat baie keer sukkel ons in ons mentaliteit met ou goed wat ons maar kan los. Jy hoef nie meer daai goed te doen nie. As jy ou vergewe het, jy hom vergewe, is hy vrygespreek. Nou ek leef vanoggend dat die beloftes wat God vir ons gee in die Nuwe Testament is voortreffeliker as enigiets anders. Ons by die einde van die era, Satan se mag is gebreek. Jesus het gekom aan die kruis, toe hy sê dis volbring. Lees in 1 Johannes 3 vers 8 waar Johannes skryf, hy sê vir hierdie doel het die Seun van die mens verskyn om die werk van die bose te verbreek. Met ander woorde, die mag wat die duiwel gehad het oor die wêreld, oor wat die was, het hy gebreek. Wat beteken, jy kan begin staan en te sê, ek hoef nie van bang te wees nie, ek hoef nie sy nonsens te vat nie, ek kan in Christus groei en ek kan heers met Jesus Christus se gees binne in my. Ek het voorheen gehad om onlangs weer iemand aan die Here toe te lei en vandat ons hierdie goed begin anders doen, ek vat die persoon na 'n plek toe waar ek sê, weet jy wat, jy het jou hart nou vir die Here gegee, wat beteken dit? Beteken, die almagtige God sê, jy is nou myne, jy is my dogter, jy is my seun, jy is spesiaal, ek ken jou by die naam, en baie keer sal die Here vir my profetiese woord gee, en vir 'n persoon sê, dis hoe God jou sien, en dan sy oor net so groot, want ek meen, dis presies wat binne daai persoon ingebou is, wat ek nie weet nie. En ek sê, jy het God se krag binne jou, die bloed van Jesus het jou skoon gemaak, right, nou gaan ons bid, en al die bande gaan ons nou breek, maar jy bid saam met my. En dan neem daai persoon gesag oor dit, en hy ervaar, hoe daai goed breek, en die besef, Jesus in my, het klaar gewen. Ek hoef niks te vrees nie. Kry vanoggend, dis die plek wat jy moet hê. En ek weet, ons almal deur, of ek dan ten minste, kom praat vir myself, deur die prosesse van geestelike oorlewing gekom, ja, jy moet so bid, jy moet so salf, jy moet daai goed, en jy weet dit, jy verstaan, 'n klomp performance gedoen, tot die Here vir my vra, sê, nou wat doen jy? Uit daai oggend klaar, ek sê, Here, ek is seker al miljoen demone gebind, hulle raak nie op nie. Was 'n ideale geleentheid wat die Here kon gebruik om vir my te sê, wel, ek het jou tyd mors daarmee, of jy kan slag vir my luister. Ons het die boeke gelees, ons het die metodes gevolg, jy verstaan, en dis hoe jy gesag opneem, dis hoe jy verklaar, en die Here sê vir my, jy het jou business misverstaan. As kind van God. Ek het altyd nou, hardloop saam met die geestelike oorlewing in die 80er jare uit, en jy het 'n liter olie op jou kervel uitgegooi, jy weet, jy salf die plek, en jy salf hom, en die Here sê vir my, jy mors jou tyd. Ek het gesag binne in jou geplaas. My gees is binne in jou. Begin leef vanuit my gees wat binne in jou is. Dis die nuwe era. Satan se mag is gebreek. Nou moet jy ook onthou, as jy hulle 5 keer in 'n ry by jou huis inbreek, en jy ry weer van Grootfontein af terug, en die hek staan weer so oop, jy verstaan, jy weet, oh my goodness. En ek het daai dag kwaad, maar ek jaag daarin, en al is so 'n skroewedraaier, is nou nog in my toolbox. Het hulle gebruik om in te breek, jy verstaan. En ek stop daar, nou ek daar's niks oor nie, niemand gaan daar wees nie, maar net daai woede en daai frustrasie. En ek stap so om en ek sien, die deur is nog toe. Die laaste gebed, sê goed Here, ons sal nie probeer om beskerming te doen nie, maar om U te vertrou om die ding se mag te breek. En toe gaan ek terug op die drive en ek sien sy gronddrive, ek sien sulke spore, ek weet nie, daai man het gehol dat hy bars. Ek weet nie waarvoor hy geskrik het nie, maar hy het geskrik. Daar is seker 'n engel daar gestaan en sê, "Tish, skryf vir jou." So ek leef vanoggend dat jy denkproses begin verander om weg te beweeg vanuit vrees na 'n plek waar jy kan weet wie in jou is. Die wysheid wat binne in jou is genoeg. Paulus skryf, die mag van sonde en dood is gebreek. Jy kan 'n stukkie gaan lees. Die skeidpunt tussen ons en God is gebreek. Jy het vrymoedigheid, dis wat Hebreërs 4:16 sê, kom met vrymoedigheid na die troon van genade. Jy kan instap, dis open door policy, as jy in 'n besigheidstaal wil praat. Met ander woorde, as 'n plek wat jy weet, jy het vrymoedigheid, jy kan enige tyd gaan. En eendag toe is 'n klomp jare terug is pastor Eddie Leyo, hy's 'n pastoor van 'n gemeente in Jakarta in Indonesië, een van die grootste gemeentes daar, 'n getal van 29.000 mense in 'n plek wat 'n hyper-moslim land is. Hulle plant selle in al die ISIS
basisse. En wat hulle doen is, hulle gaan in die moskee in, as almal klaar geoe en geaard, dan staan hulle op rond mekaar, en in die moskee lei hierdie ou mense na die Here toe daar, in die moskee. En hy het 'n klomp goed vir ons vertel, wat ek nogal, hy sê, ja, weet maar, daar's ook 'n prys wat te betaal, maar hier sê, helfte van die village uitgewis, hulle is doodgemaak, deur die moslems, en dan vertel hy van hoe hulle dit weer herbou, en toe sê imam sukkel, toe gaan bid hulle vir die imam, wat hulle doodgemaak het, jy verstaan, en daar kom hy tot bekering. Daar's 'n klomp goed, wat vir hulle normaal is, wat vir ons abnormaal is. Jy word nie elke tweede dag 'n Christen doodgeskiet nie, by hulle gebeur dit. Maar hy sê hierdie ding, hy sê, wat ons baie keer doen is, ons staan buite by die deur, met ons sondes, en dan kyk jy in die gang af, daar sit God op sy troon, en ek kan nie daar uitkom nie, want hierdie moet eers uitgesorteer kom. So ek wil eers hierdie uitsorteer, dan kan ek instap saam met die Here. Hy sê, God nooi jou in, met jou pakkie, om te kan klim op sy skoot, dat hy die pakkie kan uitsorteer. Die nuwe era het te doen daarmee, ons het 'n voortreffeliker verbond. Ons later meer dit op ingaan. Ek wil vandag met jy besef, daar's 'n plek wat God sê, ek het beter dinge vir jou. Ons leef in die era van die opstanding. Ek wil vandag dat jy sal besef, as 'n plek wat Jesus in die kruis gesterf het, op die derde dag het hy opgestaan, wat 'n nuwe era ingelei het. 'n Nuwe toekoms ingelei het. Wat hy gesê het, ek het oorwin, ek het die mag gebreek van die vyand. Ek wil graag hê, dat jy daarin vir jouself weer sal vasmaak. Ons lees in Lukas 24, hy sê, terwyl hulle hieroor in verleentheid staan, waar staan daar 2 manne in blink klere by hulle, toe hulle baie bevrees word, en met hulle aangesit na die aarde te buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende tussen die dooies? Ek wil terugkom na die geestelike wêreld. Hier is 'n ding wat gebeur het, die mag van hierdie mense is gebreek, die goed is vernietig, dis hoekom duisende mense uit hindoeïsme uitkom, duisende mense kom uit boeddhisme uit, oral waar die evangelie verkondig word, neem hulle Jesus aan, hulle is nie meer vasgevang nie, party ons wil daar wees, party ons vervolg die Christene, maar klomp mense kom uit, hulle sê, hier is lewe, hier is hoop. En vir die engele in die geestelike wêreld, hoor vir my mooi, God se koninkryk is hier, hier is miljoene der miljoene engele wat die wêreld bestuur, die heelal bestuur. Hier is 'n klomp miljoene engele of demone wat dan saam met hierdie gode werk. En vir die engele was dit doodlogies. Hoekom soek julle die een wat opgestaan het by die dooies? Wat gaan met julle? Hulle kon die mense nie verstaan nie, want hulle het die skouspel gesien. Nou moet jy onthou, hulle was daar toe die goeie nuus kom aan die herders van daar's 'n kind gebore, Jesus Christus, die verlosser. Hulle was daar toe Jesus aan die kruis sterf en die engele hang daar so, ek dink hulle was baie lus vir dit om duiwels. Soos Jesus sê, hy sê ek kon 'n opdrag gee en 12 legioene engele sort hierdie spulletjie uit. Hy sê maar ek het 'n werk om te doen. Ek het 'n prys om te betaal sodat mense kan vrykom. So die engele was daar, hulle kon sien wat gebeur, hulle kon sien, daar gaan Jesus in die doodryk in, vir hulle was dit 'n belewenis, ons kon dit nie sien nie, maar hulle kon sien, daar gaan hy, uit sy liggaam uit, hy is in die doodryk in, en daaronder, wat Petrus sê, het hy gepreek vir die gevangenes, wat gees wat gevangenes, so daar's 3 dae was hy daar, volgende kom die heerlikheid van God, al die engele aanskou dit, en sê, weerlig straal, woep staan Jesus op by die doodheid, die mag van die bose is gebreek, dood is gebreek, als vernietig, vir hulle, so opgewonde tyd, want hulle geweet, dit moet gebeur. So as jy jouself in die Engelse skoene kon sit, die sien hierdie goed gebeur, hier staan Jesus op, die disippels weet nog nie, hulle sit nog in vrees en bewing, daar toegesluit in die bovertrek, hulle het geen idee wat gaan gebeur nie, Jesus is dood, wat gaan gebeur, en die volgende kom stap Jesus in, net na hierdie geleentheid, hy verskyn aan die 2 vrouens, hulle hol terug met 'n spoed, ek dink hulle rokke het agtergebly iewers, maar jy verstaan, hulle moes gehardloop het, en hulle sê, Jesus het opgestaan, hy leef. Die ander disciples, kan jy self indink, hulle was so platgeslaan, dis verby, dis die einde, wanneer kom die Romeine ons haal? Hulle kon glad nie sin uitmaak van, wat sê die vrouens nie? Jesus opgestaan, nee man, kan nie wees nie. Mentaliteit was nog steeds van, om te verloor. Waar is jou mentaliteit vanoggend? Kan jy sê, want daai opgestaande Jesus, dis die een met wie ek saamloop, dis die een met wie ek in eenheid wil kom, dis die een wat ek sê, ek gaan nie weer die lewende by die dooie soek nie. Hy is lewend, hy is die oorwinnaar.
Ek wil hê vanoggend dat jy daarin vir jouself sal vasmaak. En in Efesiërs skryf Paulus, ek wil daarmee afsluit, en ek wil jou huis toe stuur, ek wil jou honger maak, ek wil jy gaan lees jou Bybel, gaan kyk 'n bietjie hierna. Prys God die Vader van ons Here Jesus Christus, voortdurend, want hy is so wonderlik goed vir ons, deur wat Christus gedoen het. Hy het gesterf, hy het 'n era geëindig waar sonde geheers het, wat dood geheers het. Lees in Openbaring dieselfde ding. Hy het afgehandel daarmee. Hy het dit klaargemaak. Hy het opgestaan uit die dood as 'n nuwe era wat vir die disippels gesê het, gaan uit na die nasies. Ek gee julle 'n nuwe opdrag. Ek bekragtig julle met die Heilige Gees. Julle het alles wat julle nodig het. Dan skryf hy volgende en hy sê, hy het ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemel is. Dit wat Christus gedoen het God ons uitgekies. Omdat hy ons lief het hy ons al voor die wêreld gemaak, is uitgekies om syne te wees, onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Dis jy. Ek weet nie hoe God dit gedoen het nie. Ons het probeer om 'n uitverkiesingsleer en dat probeer uitfigure, en hulle weet nou nog nie wat hulle vir mekaar sê nie. Ek sê, dankie Here, ek is uitgekies. Dankie Here, my naam is geskryf in die boek van die lewe. Ek wil voluit leef met dit wat jy gedoen het. Daarom is dit so belangrik om te verstaan, daar's invloede van buite wat deeltyd probeer om te keer dat jy in eenheid saam met Jesus leef. Die grootste vrees wat die vyand het, is mense wat saam met Christus in eenheid wandel. Dis sy nagmerrie. Ek het hierdie toordokter se naam vergeet. Ek het baie boeke gelees en ook oor ouens wat uitgekom het uit diep satanisme of toordoktery in Afrika. Hierdie was een van die top 16 toordokters in die wêreld. Nou moet jy verstaan, dat beteken, jy is hoog op. Jy doen die astral traveling, jy doen 'n klomp goed. En hy sê die versamelplek, waar alle by mekaar kom saam met Lucifers onder die see. As jy maar nie glo nie, gaan Zimbabwe toe, daar's toordokters wat vir 2-3 weke onder die water bly. Hulle het nie 'n pypie nie. As jy wil skelm asemhaal nie, hulle bly onder die water. Met ander woorde, daar is 'n kapasiteit wat Lucifer vir hulle gee om dit te kan doen. En hy sê, en toe hulle daar is, hy sê toe vir Lucifer, hoor jy, hy het 'n probleem in sy area. Daar is hierdie klein kerkie. Ons kan niks met hulle reg nie. Ons kan niks aan hulle doen nie. Dis asof hulle untouchable is. En daar's ander kerke ook, so Romeinse kerke en die goed, dat hulle geen probleme het nie. En toe hy die naam, hy sê, maar hulle bely Jesus as die kern van hulle lewe. Toe hy dit noem, val Lucifer van sy troon af, van skok, en hy skreeu, jy noem daai naam nie hier nie. Hy skryf dit in sy boek. Later kom hy terug en hy sê, maar dan beteken dit, as iemand sterker as Lucifer. Sy hele lewe van 'n babietjie is hy toegewy om Lucifer te dien en 'n toordokter te wees. Hy besef skielik, daar is iemand sterker as hierdie Lucifer wat hy dien, wat gedog het, die finale het. Hy begin soek. Uiteindelik kom hy tot bekering, gee sy hart vir die Here. Hy besef, dis die sterker een. Ek wil nou vanoggend vir jou daarin vasmaak, ons dien die sterker een. Mense wat uit diep okkulte uitkom, het daai ondervinding. Hulle weet. Jy verstaan, ons word groot in 'n omgewing waar ons nie gekonfronteer word met dit nie, wat dan maak dat ons by 'n plek is wat jy nie maklik teruggly, maklik sommer net begin wonder, Here, ek weet nie wie die sterkste is nie. Hulle weet. Ek wil hê vandag gaan ek die Here vertrou dat hy by jou sal uitkom, dat jy sal weet, dat jy weet, dat jy weet. Daar is die waarheid. En ek wil hê vanoggend, as 'n klomp goed wat Jesus vir jou gegee het. En ek wil hier skrif saam met jou lees, as jy mag julle in staat wees, om saam met al God se mense te begryp, hoe breed, hoe lank, hoe hoog en hoe diep sy liefde is. Dis die eerste ding wat mense trek. Mense wat in okkulte betrokke is, beleef geen liefde nie. Gaan Islam toe, gaan na hierdie ander goggas toe, as jy met 'n Hindoe praat of 'n Boeddhis, daar's nie liefde daar nie. En die interessante is dat as jy in Afrika opgaan, sê hulle weet wie 'n Christen is, wie is die liefde wat daai persoon het, wat hulle ervaar. So jy kan die Here begin vra, sê Here, wys my meer van die liefde. Wys my die liefde. En dat daai liefde my lewe transformeer. Daai liefde doen met 'n prys wat betaal is vir jou. Daai liefde doen met 'n omgee vir jou.
Jy is so belangrik dat God alles sal doen om jou uit te trek uit die gemorsheid en in te bring by 'n plek van lewe, van vreugde, van blydskap. En so belangrik dat jy sal weet, dis wat hy. Hy sê dan sal julle Christus se liefde wat alle verstand te bowe gaan beleef. Dan loop jy trane, maak nie saak wie jy is nie. Alraai, daai hele boks tissues leeg, as jy daai liefde beleef. So mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word. Hy moet geprys word, hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Die kerk wat aan Christus verbind is, moet hom prys deur al die geslagte heen tot in ewigheid. As 'n liefde wat hy vir jou het, wat jy moet ervaar. As 'n tweede ding, daar's krag binne jou, meer as wat jy ooit gedink het. Alright? Jy's Hulk mal 10 miljoen. En nog meer. Ek weet ek het nou iewers nooit hierdie Hulk prentjie gesien nie. Eers as ek kyk so 'n stukkie in die fliek, as hy nou kwaad word, dan sê hy nou hierdie, dan breek hy goed. Ek sê, ons hoef nie kwaad te word nie. Maar kan jy self indink dat die krag wat reeds binne jou is, kan die wêreld skuif rondom jou. Al die hoekom dit gebeur nie is, ons glo dit nie. Jy dink nog steeds in terme van performance. Ek moet nie eers deur al die hoepeltjies spring van hoe heilig ek moet wees en dit. As ek plek dat God jou vat deur 'n proses van groei. Maar die belangrike vir oggend is, ek wil jy los van daai skrif. Die krag wat in jou is meer as genoeg. Jy is in 'n nuwe era saam met Jesus Christus. Hy het opgestaan, man. Hy het opgestaan uit die dood. Hy het opgestaan dat jy kan leef. Hy het opgestaan dat jy kan wen. Hy het opgestaan sodat jy 'n kragtige verskil kan maak in sy koninkryk en die wêreld daar buite. Ons is nie geroep om goeie Christene te wees nie. Waarvoor dink jy is ons geroep? Daar's baie antwoorde, daar's baie goed wat ek vir jou kan sê. Ek gaan jou huis toe stuur met hierdie vraag: waarvoor het God jou geroep? Jy is geroep om iets te doen. En dat die krag van God deur jou sal vloei. Dis nie maar net 'n ou klein dingetjie nie. Ons lees van Brother Lawrence, jy kan maar gaan opsoek op die internet. Dat hierdie is 'n ou wat ook in 'n klooster was, en mense het kon kyk na wie die persoon was. Hy het Christus geleef. Maar wat het hy gedoen? Sy werk in hierdie klooster was om die aardappels te skil. Maar die teenwoordigheid van God was so in sy lewe, dat ouens die manier die aardappels geskil het, kon kyk het na, en met hom gesels het oor, wat beleef hy, wat ervaar hy. Ok, ek weet nie of jy aardappels skil nie. Ek weet nie wat is die klein dingetjie wat jy dink jy doen, wat minderwaardig mag wees nie. Maar ek wil jy uitdaag vir oggend, as niemand wat hier sit, wat minderwaardig is, of wat 'n klein bedieningkie het, of ietsiekie doen vir God nie. Ek wil jy vir oggend met jouself in die oë kyk, as jy kan, dan kyk vanmiddag in die spieël as jy by die huis kom. Sê, hier staan 'n reus geïdentifiseer met Jesus Christus, die opgestane Here. Yes. Hy identifiseer met hom as die Almagtige, dat daar geen verskil sal word later meer tussen jou identiteit en Jesus nie. Wat hulle sal sien, is een mens en Jesus wat deur hom skyn. As ouens in die okkulte kan regkry, man, ons het die Heilige Gees binne ons. Kan jy self indink hoe daai vriendskap kan lyk, en die heerlikheid van God wat deur jou vloei. Of jy 'n huisvrou is, of jy net 'n mamma is, en of jy net 'n sekretaresse is, of jy die president van die land is, of die CEO van 'n groot besigheid, is dieselfde verskil. Die krag van God wat deur jou vloei, impakteer alles rondom jou. En dis wat mense nodig het, dis wat hulle soek. Hulle soek iemand wat sê, jy is something authentic to follow. Dit kan jou mens wees, is vir God belangrik. Maar kan jy, is lag jou beeld van wie jy is verander, van hierdie minderwaardige, wat jy ook al van jouself indink. Hoor vir my mooi, almal van ons sit met 'n selfbeeld uitdaging. As ek nou vra, wie het geen selfbeeldprobleme nie, kan jy jou hand opsteek. Kom Leon, wil jy bely? Geen selfbeeldprobleem. Kom ons sê, hoekom ek het vir jou sê, as die beeld van Christus
met jou beeld saamkom, dan beteken dit daar's 'n transformasie wat plaasvind. Daar's 'n vloei eerstens van God se liefde en van sy krag na buite. As daardie nie daar is, dit beteken dit jy dink verkeerd oor jouself. Hoor jy my hart? Jy het niks te doen met hoogmoed nie. Hoor my baie mooi. Hoogmoed is die vyand se manier om jy iets laat dink van jouself wat jy nie is nie. Jy het te doen met absolute nederigheid en afhanklikheid met sy Here. Dankie dat jy wys my wie ek is, maar is altyd gekoppel aan Jesus Christus. Dit is nooit apart as ek hierdie oulike ou nie. Ek wil uitdaag om 'n bietjie te gaan dink. Wie is jy? Wie sien God wie jy is? En wat is jy besig om te word in Christus Jesus? Ek stuur jy dan my huis toe. Kom ons bid. Vader, dankie dat ons kan weet, Here. Ons is deel van die wenspan. Dankie dat ons kan weet vandag, Here. U is die almagtige, die hoogste God wat bestaan en niemand kan u wen nie. Here, ek wil kom bid vanoggend dat elkeen van ons, soos hierdie pad saamloop, Here, dat ons sal begin leer ken wie ons is, as kinders van die koning, maar wie Christus in ons is, wat alles deur ons kan doen. Die krag wat in ons werk, die liefde wat in ons is. Ek sien elkeen volgende, Here, met 'n honger, om te sê, ek wil nie meer tevrede wees, met 'n halfgebakte Christen wees nie, maar met 'n oorwinnende gees, wat binne my is in Jesus naam. Amen.